Ons gaan by hierdie geleentheid begin deur te sing van Gesang 154 vers 1. Ons sing hierdie lied terwyl u so bly sit. U bly ook sit vir die fotum en seëngroet. En daarna gaan ek die lofsang aankondig. Ons gaan nie oor na die lofsang sonder aankondiging nie. Ek gaan die lofsang spesifiek aankondig. Maar as toetrede lied sing ons Gesang 154 vers 1. Kom nou te saam, laat ons vergader, een as sy kerk, een in sy naam. In Christus naam kom ons hier nader, kom ons as sy gemeente saam. Hy gee sy gees, so laat hy dit wees. Hy seën wat ons bou en bind ons deur sy trou. Terwyl u net so bly sit, kom ons sing hierdie lied as toetrede lied. So sê die Here, waar 2 of 3 in my naam saam is, daar is ek by hulle. Die Here groet ons vanoggend met sy genade, barmhartigheid en vrede van hom, ons Vader, en van Jesus Christus, ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou as lofsang sing van Gesang 547. Ons sing vers 1 en 3 saam, en wanneer ons vers 3 begin sing, gaan ek vra dat die kinders vorentoe kom en hier voor die preekstoel kom sit vir ons kinderoomlik. Dit is vandag ook 'n gesinsdiens. So ons gaan staan en hierdie lied as lofsang sing, en dan wanneer ons vers 3 begin sing, dan kom die kinders vorentoe en kom sit hier voor die preekstoel. Dan gaan Ronel ook vir elke kind net 'n bladsytjie uitdeel, en wanneer ons klaar gesing het, neem u sitplek in, en gaan ons voort met die kinderoomlik. As ons lofsang dan, Gesang 547, vers 1 en 3.
julle sit. Goed, ek gee net 'n oomblik dat elkeen 'n papier kry. Dit is 'n kinderaktiwiteit wat saam met die erediens loop vanoggend en julle sal sien op die een bladsy is daar 'n prentjie om in te kleur en onder die prentjie is daar woorde vir 'n lied. En hierdie lied gaan ons net nou sing as ons hier klaar is. So julle moet net so lank kyk dat julle die woorde van die lied daar op die bladsy kry. Broers en susters, terwyl ons wag dat daar klaar uitgedeel word, is dit lekker om die kinders weer na die Desembervakansie terug te hê, ook hier vir die kategese en 'n jaar wat ook weer vir die kinders in die gemeente besondere geleenthede bied. Ons probeer om van die kategese span se kant af, van die jeugwerkers en die jeugbediening se kant af moeite te doen om ons kinders ook hier 'n tuiste te gee in die gemeente. En hulle moet weet dat julle vir ons baie kosbaar is. Maar ek wil nou vanoggend by julle hoor, wat staan hier voor in die kerk? Wat is daar? Wie kan julle uitmaak wat dit is? Ja, Liam? Daar, die groot ding langs die lamp, daar, daai kant, Sinai? 'n venster. Lyk dit vir julle daarom soos 'n venster? Min of meer? Goed. Nou, hoekom dink julle staan hier 'n venster vanoggend? Net vir die mooiheid? Vir 'n spesifieke rede, Sinai, wat dink jy? Venster op geloof. Het jy dit iewers gelees? Ek dink so. Ek hoop u het dit ook iewers gelees al. Goed, nou wil ek hoor, wat is die doel van 'n venster? Hoekom het ons vensters in geboue? Het julle vensters in julle huise? Goed, en wat doen julle met die vensters? Breek hulle? Nee. Maak julle hulle oop? Ok, nou hoekom het ons vensters in ons geboue en in ons huise? Wat dink julle? Ja? Om daardeur te kyk. Goed, ons het vensters om daardeur te kyk. Waarvoor gebruik ons nog vensters? Weet jy? Om te? Dankie, om nie nat te reën nie. Goed, as ons nie wil nat reën nie, dan maak ons die venster toe. Baie mooi, Sinai. Baie belangrik, vensters gee ook daarom suurstof vir ons, nee, dat ons kan asemhaal as ons in 'n gebou is. Nog iets, Liam. Goed, so 'n bietjie vir temperatuurbeheer, koue en hitte, is Andrei? Om ons veilig te hou. Om ons veilig te hou, ons het die wering voor ons vensters, dat die skelm nie sommer net kan inklim nie, nee. Goed, so ek dink julle verstaan redelik waarom dit nodig is dat ons vensters moet hê. Vensters bring lig van buite af in 'n vertrek in. In die ou dae toe daar nog nie krag was nie, moes die vensters maar die lig ingebring het deur die dag, nee. En as 'n gebou glad geen vensters het nie, dan is dit donker daar binne. 'n Venster laat vars lig in sodat ons kan asemhaal, anders is dit te bedompig. En 'n venster gee vir ons ook 'n uitsig, dat ons buite kan sien, dat ons die tuin kan sien en die bome en die voeltjies. Maar het julle geweet, 'n venster kan ons ook help om God beter te verstaan. Want net soos wat 'n venster lig in 'n vertrek inbring, het Jesus ook gekom om die lig vir die wêreld te wees. En as ons dan vir Jesus volg en ons maak ons harte oop, dan bring hy lig in ons lewens. En dan hoef ons nie bang te wees vir al die donker in die wêreld daar buite nie. En net soos wat 'n venster vars lig vir ons inbring, suurstof, dat ons kan asemhaal, net so het ons geloof ook suurstof nodig.
As ons nie leef soos wat God van ons vra in die Bybel nie, as ons nie ons geloof uitleef, kerk toe kom en Bybel lees en bid nie, dan kry ons geloof nie suurstof nie, dan is daar die venster toe. En daarom moet ons die venster oopmaak, sodat daar die vars lig ook kan inkom en ons geloof kan oorleef. En dan die laaste ding, net soos wat 'n venster vir ons die uitsig daar buite laat sien, so is Jesus God se venster, wat vir ons kom wys het hoe God se liefde lyk. Jesus wys dit vir ons toe hy hier op aarde leef, toe hy die disippels geleer het, toe hy aan die kruis gesterf het, en dan wanneer ons uit die Bybel lees en leer, en in die kerk is, dan is dit soos daardie venster wat oop is. Dan kan ons ook God se liefde raak sien in die wêreld daar buite. Maar hierdie goed kan net gebeur as ons vensters oop is. As ons harte oop is. En so moet ons elke dag in hierdie nuwe jaar ons vensters, die vensters van ons hart oopmaak. Kom ons sing dan nou daardie lied wat op julle bladsy is onder die prentjie. Dit is Gesang 543, vers 1 en 2. En ons gaan dit so sing dat die kinders, julle wat hier voor is, gaan elke keer die eerste deel sing, die versgedeelte, en dan die refrein gaan die groot mense saam sing. So die refrein, o Jesus neem my, o Jesus lei my, dan sing u broers en susters saam met die kinders. So ons sing vers 1 en 2 van Gesang 543. U gaan bly sit in die banke en ek gaan vra dat die kinders opstaan. En dan sing ons hierdie lied hartlik saam en julle kan sommer so 'n bietjie omdraai en vir die gemeente kyk terwyl ons sing. Dankie, julle kan weer gaan sit. Ons skriflesing kom vanoggend uit Lukas hoofstuk 16, Evangelie volgens Lukas hoofstuk 16 vanaf vers 19 tot en met vers 31 lees ons saam. Lukas 16 vanaf vers 19. Die opskrif by hierdie gedeelte is die ryk man en Lazarus. Ek lees uit die 1983 vertaling, Lukas 16 vanaf vers 19. Kom ons luister na die woord van die Here. Daar was 'n ryk man wat duur en deftige klere gedra en elke dag feestelik en weelderig geleef het. En daar was 'n arm man met die naam Lazarus
wat by die deur van die ryk man gelê het, in die hoop dat hy van die oorskiet van die ryk man se tafel te ete sou kry. Hy was oortrek van die swere en selfs die honde het daaraan kom lek. Toe die arme man te sterwe kom, is hy deur die engele weggedra na die ereplek langs Abraham. Die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. Toe hy in die doderyk in pyn verkeer, kyk hy op en sien vir Abraham daar in die verte en vir Lazarus langs hom en hy roep, Vader Abraham, ontferm u oor my. Stuur tog vir Lazarus dat hy net die punt van sy vinger in water steek en my tong afkoel, want ek ly verskriklik in hierdie vuur. Maar Abraham sê, my kind, onthou dat jy in jou leeftyd altyd die goeie gekry het en Lazarus die slegte. Nou gaan dit hier goed met hom, maar jy word gepynig. En buitendien is daar 'n groot kloof tussen ons en julle, sodat die wat hiervandaan wil oorgaan na julle toe nie kan nie, en die wat daar is ook nie na ons toe kan oorkom nie. Toe sê hy, ek smeek u dan, Vader, stuur hom tog na my pa se huis toe. Ek het nog 5 broers. Laat hy hulle dringend gaan waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging beland nie. Maar Abraham sê, hulle het die woorde van Moses en die profete, laat hulle daarna luister. Hy antwoord egter, nee, Vader Abraham, maar as iemand uit die dood na hulle toe gaan, sal hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand uit die dood opstaan. Hier eindig ons skriflesing. Bevoorreg is ons wat die woord van God hoor en daaruit gaan leef. Liefdes, kom ons bid nou saam. Ons wil u naam loof en groot maak, o ewige koning. U is heerser oor die heelal, van ewigheid tot ewigheid God. Alle eer kom u toe, want dit is u wat ons in liefde geskep het en in genade gered het. Dit is u wat ons elke dag versorg en onderhou, en wat ons ook hier vandag as u gemeente saamgebring het. Daarvoor dank ons u. Ons dank u dat ons deel kan wees van 'n gemeente waar ons die gawe en geborgenheid van gemeenskap kan ervaar. Ons dank u dat u ons elkeen geroep het om deel te wees van u kerk en van die werk van u kerk hier op aarde. Laat ons onsself diensbaar stel in u kerk, o Here. Laat ons die geleentheid aangryp om elke dag dankbaar te antwoord op u reddende genade. Wil u ook so u genadige hand uitgestrek hou oor elke lidmaat, maar meer nog oor elke gelowige en kerk reg oor die wêreld waar u naam verkondig word. Ons bid vir hierdie gebroke wêreld, Heer, waar daar oorlog en onluste is, waar mense ly en swaar kry, ja, ook waar u ontken word. Wil u teenwoordig wees, uitkoms bring, wil u ons help om ten spyte van hierdie dinge steeds die mooi in u wêreld raak te sien. Skenk aan ons in hierdie erediens, maar ook in hierdie jaar, oop vensters, sodat u lig ons harte kan binnendring. Ons bid hierdie dinge nie omdat ons dit verdien nie, maar ons vra dit in nederigheid uit u groot genade
in die naam van Jesus Christus ons Verlosser. Amen. Ons gaan nou voor die prediking sing van Gesang 471. Ons sing hierdie lied staande. Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Wat julle nodig het, sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Kom ons sing Gesang 471 voor die prediking. Ons sing sonder aankondiging aan die einde van die preek uit Vonk 205, Vonklied 205, al die verse, terwyl u bly sit aan die einde van die preek. Geliefde gemeente, in die Griekse mitologie is daar 'n karakter met die naam Kairos. Kairos is 'n eienaardige mannetjie. Hy het 'n lang kuif op sy voorkop, maar by sy agterkop is hy bles. In al die prente waarop hy uitgebeeld word, is hy aan die hardloop, met klein vlekkies aan sy voete en groot vlerke op sy rug. Ek wys sommer vir u net so van ver af 'n prentjie. Die antieke Grieke het hierdie figuur van Kairos gebruik as 'n simbool vir geleentheid. 'n Geleentheid, soos ons weet, is 'n kans. Daardie vlugtige oomblik waarin iets moontlik is. Wanneer omstandighede gunstig en geskik is vir iets om te gebeur. In Afrikaans het ons interessant genoeg die uitdrukking, en ek moes dit in die woordeboek opsoek, om 'n geleentheid by die hare te gryp. Is dit nie mooi nie? Dit veronderstel dat 'n mens van 'n geleentheid gebruik maak voordat dit verby is. En dit het dan juis vir Kairos in gedagte met die lang kuifie. Wanneer 'n geleentheid verbykom, moet 'n mens dit aan die kuif gryp. Want as dit eers verby is al wat oorbly daardie gladde bleskop van Kairos. Waar ons nou aan die begin van 'n nuwe jaar staan, die skole het die afgelope week begin, koester elkeen van ons waarskynlik bepaalde verwagtinge vir hierdie jaar, bewustelik of onbewustelik. Ons hoop miskien vir geleenthede, het sy dit werksgeleenthede is of gesinsgeleenthede, geleenthede vir ons kinders om by die skool te presteer in sport of akademie of kultuur, geleenthede tot vooruitgang, bevordering, opbou en uitbrei. En dit is goed en reg so, want 'n mens moet hard werk en strewe, geleenthede aangryp. Maar die figuur van Kairos stel egter nie geleenthede voor wat elke dag oor 'n mens se pad kom nie. Nee, hy stel daardie
een keer in 'n leeftyd geleentheid voor. Die maak of breek geleentheid wat 'n mens se lewe rig en bepaal. Die gelykenis wat Jesus in Lukas 16 vertel, handel oor die Kairos oomblik. Die maak of breek geleentheid in gelowiges se lewe. In hierdie gelykenis leer ons twee mans ken. Een wat ryk, gemaklik en weelderig leef, en een wat arm, weerloos en behoeftig is. Om die arme man se ellende te vererger, is hy oortrek van die swere. Iets wat hom in daardie samelewing onrein gemaak het en bygedra het tot sy uitgeworpenheid uit die samelewing. Ons lees dat die arme man se naam Lazarus is. Die naam Lazarus is afkomstig van die Hebreëse naam Eliezer, wat beteken God help. Maar die ryk man in hierdie gelykenis het nie 'n naam nie. Dit toon reeds iets van die ironie van hierdie gelykenis en van God se koninkryk. Want in die wêreld is dit die teenoorgestelde. In die wêreld ken almal gewoonlik die ryk mense se name. Almal weet wie is Elon Musk of Steve Jobs, terwyl die arme mense naamloos bly. Maar in God se koninkryk is dit weer eens die minstes wat die meeste saak maak. Nietemin vertel hierdie gelykenis dan vir ons dat die ryk man basies hemel op aarde gehad het. Daar is in elke behoefte van hom voorsien. Hy het net die beste aardse besittings. Sy lewe is een groot partytjie. Daarteenoor kan arme Lazarus maar net hoop op 'n bietjie van die oorskiet van die ryk man se tafel af. In daardie tyd was die ryk mense so spandabelrig en totaal sorgeloos dat hulle baie vermors het. Hulle sou die tafel sonder afgevee en skoongemaak het met stukke brood en dit dan net daar neergegooi het. En dit is dan hierdie stukkies weggooi brood waarop Lazarus hoop. En met daardie hoop lê hy by die ryk man se deur. Hy is letterlik op die ryk man se drempel. Maar hierdie man sien hom nie, help hom nie. En dan beweeg die gelykenis, en dis waar die grootste deel afspeel, na dit wat gebeur nadat die arme man en die ryk man te sterwe kom. En teen alle verwagting in lees ons dat die ryk man in die doderyk beland, waar hy ly, terwyl die arme man saam met Abraham die heerlikheid ingaan. Die Joodse oortuiging in daardie tyd was dat opregte Israeliete en mense wat vir hulle geloof martelare was, saam met die aardsvader van die geloof, Abraham, sou wees in die hiernamaals. En daarom dat Abraham die figuur is wat hier verskyn. Die ryk man sien dat Lazarus daar by Abraham is en dan smeek hy dat Lazarus tog net sy vinger in die water steek om sy tong af te koel. Maar Abraham antwoord dat die ryk man tydens sy aardse lewe genoeg geleentheid gehad het om die regte ding te doen, om uit te reik, om die nood rondom hom raak te sien, maar dat hy dit nie gedoen het nie. Sy verspeelde kanse het hom ingehaal en nou is dit te laat. En dan wanneer die ryk man besef wat hy gedoen het, smeek hy vir Abraham om tog net sy familie te gaan waarsku wat nog op aarde is, dat hulle nie dieselfde foute maak en op dieselfde plek beland nie. En dan, broers en susters, is dit aangrypend wat Abraham hom antwoord. En kom ons oordink bietjie hierdie woorde. Hulle het die woorde van Moses en die profete, laat hulle
daarna luister. Ja, die geleenthede om te doen wat God verwag, is daar. God het dit so uitgestip vir sy kinders in sy woord. Dit is waarna die woorde van Moses en die profete verwys. Dit was maar die Bybel wat hulle in daardie tyd gehad het, in die Nuwe Testamentiese tyd. Ja, God spreek deur sy woord. Waarom moet iemand dan eers uit die dood opstaan, voordat ons besef dat ons die geleenthede moes aangryp? Lukas praat in sy evangelie baie oor die kwessie van rykdom en armoede, wat tot vandag toe in ons wêreld 'n werklikheid is. En wanneer Jesus dan hierdie spesifieke gelykenis vertel, rig hy dit aan die Fariseërs. Hulle wat in daardie tyd die ryk, gesiene en gelowige mense was. Hierdeur wil Jesus vir die Fariseërs wys dat hulle fokus in die geloof verkeerd is. Hulle is so behept met hulle eie vooruitgang, hulle aansien, hulle mensgemaakte godsdienstige wette en reëls, dat hulle nie die nood rondom hulle raak sien nie, dat hulle nie die geleenthede raak sien om hulle geloof uit te leef en so gehoorsaam aan God te leef nie. En in hierdie opsig, broers en susters, handel die gelykenis in 'n baie groot mate ook oor ons verstaan van geloof, oor ons gesindheid in die geloof, oor die integriteit van ons geloof. Ja, geloof is nie net 'n lysie leerstellings wat ons uit ons kop moet ken nie. Geloof raak hoe ons lewe. Geloof moet oorgaan tot dade. Die woord van God is nie 'n boek met 'n klomp mooi verhale uit antieke tye nie. Nee, die Bybel leer vir ons wat God vir ons kom doen het, sodat ons in antwoord op sy liefde en genade dienooreenkomstig kan leef. Soos Abraham tereg in die gelykenis sê, hulle het die woorde van Moses en die profete, laat hulle daarna luister. Ook ons het die woord van God as rigtingwyser. Meer nog, ons het die mensgeworde woord. Ons weet van Jesus Christus, wat vir ons verlossing gebring het, redding gebring het. Gaan dit ons perspektief op die lewe verander in hierdie jaar? Die jaartema by ons gemeente is vensters op geloof. Daarom dat ons 'n venster hier het en ook die tema van die kinderoomlik. In wese handel hierdie tema oor geleenthede. En die doel van ons jaartema is dan dat ons vanuit ons verskeie bedieninge, verskeie perspektiewe en insig kan bied op bepaalde aspekte van ons geloofslewe. En as u dan nou die nuusbrokkie neem en daar oop blaai, sal u sien, na die gedagte is daar so 'n tabelletjie, wat die verskillende bedieninge in die gemeente uiteensit, en hoe dit dan inpas by ons jaartema van vensters, oop vensters, geleenthede. Hierdie gemeente doen ongelooflik moeite. Die kerkraad, die kategete, almal wat iewers betrokke is by 'n bediening. Ons is een van die mees aktiewe gemeentes waarvan ek weet. Kyk daar die lys geleenthede wat daar is in hierdie gemeente vir u. Dit is nie vir leë kerkbanke nie. Dit is ook nie vir die grasperk hier buite nie. Dit is vir u.
Geleenthede om in die geloof te groei. Geleenthede om die woord van God te leer ken. Geleenthede om ons geloof uit te leef. Om God en medemens te dien. Daar is die kerkraad wat leiding gee in die gemeente. Ons het spesifieke geleenthede, Bybelstudie, Bybelskool. Volgende Sondag sal ek 'n bietjie meer daaroor uitwy. Dit is geleenthede om dieper te delf in die woord van die Here, maar dan woon minder as 10% van ons lidmate dit by. Ons het 'n uitgebreide vrouebediening. En elke vroue lidmaat van die hervormde kerk is outomaties deel daarvan. Outomaties. Al wat jy moet doen, is om by te woon, betrokke te raak, word deel. Ons het jeuggeleenthede vir ons kinders. Dit is die Sondagskool op Sondag, maar op Woensdae het ons 'n spesifiek gerigte jeuggeleentheid. En dan hoor ek kinders van ons gemeente gaan woon saam met maatjies, ander geleenthede by ander kerke by, asof ons niks het om te bied nie. Dit stel my teleur. Ons het geleenthede vir jong volwassenes. Wat gebeur wanneer jy klaar gekatkeseer het? Jy verdwyn uit die kerk uit. Nee, ons het 'n gemeenskap waar jy geborge kan wees. Het sy jy studeer of werk of jonk getroud is, ons het geleenthede. Ons het omgeegroepe waar ons uitreik, waar ons mekaar kan dien, mekaar se laste kan dra. Vensters van geleenthede. Geleenthede wat aangegryp moet word voordat dit verbygaan. In die ekonomie is daar 'n konsep opportunity cost, alternatiewe koste. Dit bereken die alternatiewe wat verlore gaan wanneer 'n mens 'n keuse maak tussen geleenthede. Keer ons terug na die gelykenis, het die ryk man gulde geleentheid gehad om reg te kies. Maar deur sy daaglikse keuses het sy belangrikste geleentheid verlore gegaan. Die gelykenis van die ryk man en Lazarus vertel vir ons wat die geleentheidskoste is wanneer ons nie in dankbaarheid antwoord op God se genade nie. Die figuur van Kairos herinner ons dat daar 'n tydsbeperking op die geleentheid is. Gaan u hierdie jaar die geleentheid wat hierdie gemeente vir u bied aangryp? Of gaan die geleenthede tot diensbaarheid teenoor medemens, gehoorsaamheid aan God se woord en betrokkenheid by God se kerk, maar net weer verspeelde geleenthede wees? Amen.
Broers en susters, nou dat ons in die prediking opnuut verseker is van God se genade en opgeroep is tot geloof, en omdat die woord van God ook ons leer dat ons uit genade deur geloof gered word, laat ons terwyl ons net so bly sit, ons geloof so bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat het gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Gemeente, ons het nou ons geloof bely. Kom ons gaan leef nou uit dankbaarheid hierdie geloof uit in die wêreld daar buite. Kom ons luister aandagtig uit Efesiërs 5 hoe ons dit moet doen. Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is, en moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Dit is 'n skande om selfs te praat oor die dinge wat ongehoorsame mense in die geheim doen. Maar alles word aan die kaak gestel wanneer die lig daarop val. En as iets bekend geword het, is dit in die lig. Daarom sê die lied, word wakker jy wat slaap en staan op uit die dood, en Christus sal jou lewe verlig. Wees baie versigtig hoe jy lewe, nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandig is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optrede nie, maar probeer te wete kom wat die Here wil dat julle moet doen. Kom ons dank nou saam. Ons dank U drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, vir U genade in ons lewe. Ons dank U dat U ons nie in ons sonde toestand aansien nie, maar dat U ons in Jesus Christus verlos. Dat U ons in U groot genade aanneem as U kinders. En Here, waar ons hier aan die begin staan van al die aktiwiteite by ons gemeente, bid ons dat dit waarmee ons hier sal besig hou in hierdie jaar, tot U eer en verheerliking sal strek. Hou U hand van seën oor ons gemeente, maar ook oor elkeen van ons lidmate, oor ons gesinne, ons kinders,
Lei ons op die regte pad, o Heer. Laat ons gebruik maak van die geleentheid om te antwoord op u liefde en goedheid. Laat ons hele lewe elke dag in alles wat ons dink en sê en doen 'n antwoord wees daarop. Wil u ons aan die hand lei, o Here, dat ongeag wat ons deurmaak, of dit vrees of hartseer, swakheid of siekte is, watter uitdaging ook al, dat ons aan u sal vashou, omdat ons weet, u het ons lief en u bly getrou. Verhoor hierdie gebed, Here, en vergewe ons sondes, om Christus ontwil. Amen. Ons sing ten slotte, broers en susters, van Gesang 481, al 3 die verse, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dood, laat Christus se lig in jou lewe, hy wek jou en roep jou, o mens in jou nood, hy oordeel as regter verhewe, ontwaak en staan op, die gevaar is so groot, wie kies o verdwaaste bo lewe die dood. Ons sing al 3 die verse ten slotte, en dan bly u staan tot aan die einde. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.